Hi TikTok family, ek hoop dit gaan baie goed. Saam met julle. So klein ietsie met jou deel. Iewers verlede week kom ek van 'n fellowship af en in die fellowship word ek gekonfronteer met my feit, met my geloof. En in die vertrou ek die Here die afgelope ruk vir 'n paar dinge in my lewe. En ek gaan in vasting en ek bid en ek vertrou die Here baie ernstig vir 'n paar dinge in my lewe. En tyd het verby gegaan en die dinge kom nie in plek die waar is. En ek verstaan nie. En ek kom van die fellowship af en ek sit met myself en ek sê vir die Here, ek weet dat U lewe. En ek weet dat die beloftes wat in U woord is ja en amen. En ek weet dat wanneer U iets gesê het, dan doen U dit. Ek sê vir hom, Here, met my hele verstand weet ek wie U is. Ek sê vir hom, Here, met my hele gedagtes, my verstand, alles weet ek. En ek het die hand van die Here in my lewe soveel keer gesien. Ek het 'n trek rekord van God. Hoe hy vir my deurgekom het, my deurbrake, hoe hy vir my lei, sy regterhand vir my red. En ek sê, Here, maar daar's 'n probleem. Ek sê, Here, in my mind weet ek wie U is. Maar my hart wil nie saamstem oor dit wat ek in die woord van die Here lees en dit wat ek weet nie, man. Want ek is 'n lewendige getuie van wat die Here kan doen. Hoekom kry ek nie my hart so ver om ooreen te stem met dit wat ek weet en dit wat ek glo nie? En ek sit en ek ondersoek myself en ek sê, Here, waar is die probleem? En die bare toe ek sit, toe hoor ek die Gees van die Here praat. En hy sê vir my, kom, nou, laat ons die saak uitmaak. En ek besef, as die Gees van God vir my sê, kom nou, laat ons die saak uitmaak, gaan ek onmiddellik Jesaja 1 toe, waar die Here die volk konfronteer met hulle sondige doen en late en hoe dat hulle sondige doen en late maak dat die land suffer, dat hulle omstandighede in hulle omstandighede suffer. En ek besef, okay, die fout is by my hart. Die fout is by my. En ek is so dankbaar vir die Here van die fasting en die prayer het my gebring by 'n punt waar die Here vir my kon sê, maar Deshni, die fout lê by jou. Jy is die probleem. En ek voel die conviction. En ek moes teruggaan en gaan kyk waar hierdie fout ingekom. Hoeveel van ons bid en vertrou die Here vir 'n deurbraak? Hoeveel van ons vertrou die Here die afgelope paar jaar of die afgelope jaar, die afgelope 2 jaar, vertrou ons die Here vir my man om nader aan die Here te kom, my vrou om gered te word, my kinders om gered te word, dat die Here deurkom finansiëel in hierdie huis, dat die Here om 'n keer in my kinders se lewe maak, dat die Here my gesond maak, dat die Here my familie se harte bring tot by hom, dat hulle tot bekering kom. Hoe lang vertrou jy die Here vir 'n saak? En jy verstaan nie dat daar kom net 'n deurbraak by daai saakie. En dis spesifiek vir iemand wat die pad saam met die Here loop al 'n geruime tyd lank. Jy loop die pad saam met die Here, jy het die hand van die Here
gesien telke male. Jy lê vir almal hande op en hulle word gesond en God doen dinge deur die hande oplegging en jou gebede verander, maar jy vertrou die Here vir hierdie baba wat jy so begeer. En jy vas en jy bid, maar dit lyk net asof die Here wil nie die ding vir jou gee nie. Jy vertrou die Here vir die huis. Jy vertrou die Here vir die kar. En niks wat jy hom voor vertrou en voor bid, kom tot stand nie. En ek gaan terug en ek doen self ondersoek en ek besef, soms gaan ons in battles in, sonder die wapenrusting in. Soms gaan ons in situasies in, soms gaan ons in argumente in, sonder die wapenrusting van die Here. En ek besef, iewers moes ek in iets ingegaan het, sonder die wapenrusting van die Here. Sonder die breastplate of righteousness. En my hart was geattack, en het iets ingesluit. Ja, soms moet ons terugsit, en gaan soek, waar is die fout? En ek wil iemand vanmiddag bemoedig, dat 'n mens moet soms gaan sit met jouself, konfronteer jouself, en vra die Gees van die Here, gee vir my wysheid en insig. Ek wil graag vir jou lees, hierdie spesifieke skrif, Jesaja 1. Ek lees van vers 4. Wee die sondige nasie, die volk, swaar van skuld, die geslag van kwaaddoeners, die kinders wat verderflik handel. Julle het die Here verlaat, die Heilige van Israel verag. Hulle het agtertoe weggedraai. Waar wil julle nog geslaan word, dat julle voortgaan met die afwyk? Die hele hoof is siek, en die hele hart is krank. Van die voetsool af tot die hoof toe is daar geen heelplek aan nie, maar die wonde en die kwesplekke en varshoue, hulle is nie uitgedruk of verbind of met olie versag nie. Julle land is 'n wildernis, julle stede is met vuur verbrand, vreemdes verteer julle landerye en julle in julle teenwoordigheid. En dit is 'n wildernis, soos by 'n omkering deur vreemdes. Klink dit bekend? En dan gaan ons na vers 18 toe. Hy sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, en al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Ja, soms hardloop ons in co-pilot, want ons ken die Here, ons ken die manier, ons weet hoe om te bid, ons hardloop nou maar net, want dit is toch so bekend, ons ken hierdie weer. En dat het ons harte iewers die pad byster geraak. En die skrif het vir my persoonlik so bemoedig, al is jou sonde hoe skarlaken. Ek kon terugkom, ek kon repent, ek kon praat met die Here, en ek kon voel hoe dat my hart en my mind weer met mekaar kan praat en ooreenstem oor 'n saak. Die Bybel sê bedrieglik is jou hart bo alle dinge. Jy moet jou hart bewaar, jy moet jou gedagtes bewaar en kom terug. Kyk, waar het jy nie die wapenrusting van die Here aangehad nie? Ons moet dit teen alle tye, moet ons die volle wapenrusting dra, want ons het 'n enemy, en dit is die vlees en bloed nie. En hy is daar op uit om te steel, te vernietig en om dood te maak. Kom ons kom terug en ons maak die saak reg. Blessings.